Wat 'n pragtige lied. Môre julle. Ekskuus. Ek sit my foon net op silent en maak seker hy gaan nie lei hier langs my nie. Dis baie lekker om julle almal te sien. Vanoggend toe ek hiernatoe ry, toe dink ek aan 'n hangertjie wat my pa destyds vir my in Israel gekoop het met 'n gaai. Ek weet nie wie van julle al in Israel was nie, maar dis so 'n lettertjie wat jy daar kry, gaai, en dit beteken lewe. En toe dink ek net vandag, toe ek aan daai ding raak, dit is 'n geleentheid om die lewe te vier, om Christus se lewe te vier, maar ook om die lewe te vier wat hy vir jou en vir my moontlik gemaak het, sodat ons die lewe kan kies. So ja, daai is net vir my so 'n lekker herinnering van die lewe. So sê vir iemand langs jou, ek's bly jy lewe en kies die lewe. Ja, ons vier die lewe vandag, nee, Christus se lewe is in almal van ons. So ja, kom ons begin hierdie diens met die liefde van Jesus. Is daar kinders vandag hier in die diens? Ons gaan hom later bietjie saam sing, nee, so julle moet mooi luister, ons gaan hom saam sing, maar almal is welkom om hom saam te sing, ons gaan sommer net, ja, dit vier. Okay, gaat ons. Die liefde van Jesus is wonderbaar, wonderbaar, prys sy naam. Die liefde van Jesus is wonderbaar, so wonderbaar vir my. En kom ons verheerlik sy naam, kom ons verheerlik sy naam. Die mense verander, maar Jesus nooit. Kom ons verheerlik sy naam, dat hy my gered het is wonderbaar, wonderbaar, prys sy naam. Dat hy my gered het is wonderbaar, so wonderbaar vir my. En kom ons verheerlik sy naam, kom ons verheerlik sy naam. Die mense verander, maar Jesus nooit. Kom ons verheerlik sy naam. Die liefde van Jesus is wonderbaar, wonderbaar, prys sy naam. Die liefde van Jesus is wonderbaar, so wonderbaar vir my. En kom ons verheerlik sy naam, kom ons verheerlik sy naam. Die mense verander, maar Jesus nooit. Kom ons verheerlik sy naam. Goeiemôre. Dit is so lekker om elkeen van julle vanoggend weer hier te sien en ek moet sê ek het nou so 'n bietjie die opgewektheid in die liedjie geniet want dit gee so 'n bietjie lewe. En hoe amazing is dit nie om hier vandag hier saam te kan wees en vir mekaar te kan sê Jesus leef en die Here het opgestaan. En dan sê julle die Heer het waarlik opgestaan. Amen. Dis amazing. Dis hoekom ons hier is, dis hoekom ons 'n lewende verhouding met Jesus kan hê. So ons is hier vandag sommer net om dit te celebrate en die oorwinning wat Jesus daar behaal het. So baie welkom. Ons hoop jy geniet vanoggend saam met ons. Jy sal sien dit lyk so 'n bietjie anders. Die program gaan so ietsie insluit vir die kinders en sy is 100% reg. Sy het gesê mamma, ek gaan sit heel voor. So sy gaan dit eerste hoor, as julle daar agter sit, gaan julle dit laaste hoor, dan is dit al ou nuus. So die program is so 'n bietjie anders. Ons gaan aankondigings doen, offergawe opneem en dan gaan ons gemeentesang hê, dan gaan ons 'n poppenkas hê met die kinders. Ek dink Betty en Ben gaan weer kom kuier en hulle het glo al vroeg begin paaseiers soek, so ek weet nie of daar nog paaseiers daar buite oor is nie. Maar ja, so die program lyk so 'n bietjie anders. Ek wil jou net herinner dat Sondag 27 April is daar geen diens nie. So bly by die huis, lê bietjie in, dis jou verskoning, dat ja, die res van die Sondag in die kwartaal kan kom. 27 April is daar nie 'n diens nie.
Dan die 4de Mei skop ons af met hardklop en polsslag en die bedieningshardklop weer vol. Die 4de Mei Sondagoggend hier in die diens 8:45. Die 11de Mei, die Sondag daarna, is Moedersdag. Dan gaan ons almal ook hier so by mekaar wees. So merk dit in jou dagboek, 4 Mei die groot afskop en dan 11 Mei is dit Moedersdag. Dan kan ons lekker so saam kuier. Die spanne kan gereed maak vir die offergawe. Ons gaan vanoggend sommer offergawe opneem voor die diens. Onthou op die houertjies is daar QR-kodes vir SnapScan en Zapper en al die dinge. Baie dankie dat jy gee vir die koninkryk van God. Ek wil dan maar ook net by sê, die program is anders, want die kinders bly in die diens tot na die poppekas. Daar gaan nog 'n liedjie wees daarna. As ons dan die liedjie na die poppekas sing, dan kan al die kids vir ons uitbeweeg, dan het ons 'n lekker program daar buite wat ons met hulle gaan doen. So al is jy 'n besoeker, stuur die kinders uit buitentoe. Ons hardlooppersoneel is daar agter en daar buite om hulle te ontvang. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Here, daar's 'n opgewondenheid in ons hart, omdat ons vanoggend hier saam kan kom en ons weet, Here, dat U leef. Dankie dat U almagtige God is wat mag het oor lewe en dood, Here. Dankie vir die prys wat Jesus vir ons betaal het in ons plek, Here, en dat hy oorwinning behaal het vir ons, Here. Dankie dat dit nie gaan oor hoe sterk ons is en hoe positief ons is nie, Here, maar dat ons krag lê alleen in dit wat Jesus gedoen het, Here. Hierdie volmaakte volheid van die oorwinning behaal vir elke liewe ding wat in ons lewe dalk kan teekom, Here. Ek wil vra dat U vanoggend hier sal wees met die Gees, dat U in harte sal praat en dat U 'n opgewondenheid in harte sal kweek vir die boodskap wat U vir ons kom doen het, Here. Dat ons dit sal uitdra daar buite en U disippels wees, en die hande en die voete wees en 'n verskil sal maak in die lewe wat dit so nodig het, Here. Wees hier vanoggend, wees met die aanbiddingsspan, wees met die wat die woord gaan bedien en ook met hardloop se personeel en die kids wat vanoggend hier deel is saam met ons, Here. Ek wil regtig vra dat U net teenwoordig sal wees. Dankie vir U en dankie dat U reddingsplan volmaak is vir elke liewe een van ons. Ons loof en ons prys die wonderlike naam van Jesus. Amen. Julle kan staan en lekker saam met ons sing. Dankie.
If the Lord has brought you through the fire, right into a wide and open space, and if the Lord delivered you from darkness when He pulled your heart out of the grave, oh, if the Lord's been good to you, lift up your song, and if He saved you, healed you, then give Him your all. If you've seen His faithful hand through all of your days, if you've got breath in your lungs, then give Him your praise. And if the Lord has met you with compassion, though you have run after other things, and if the Lord has shown you His great mercy, and if He's overwhelmed you with His grace, oh, if the Lord's been good to you, lift up your song, and if He saved you, healed you, then give Him your all. If you've seen His faithful hand through all of your days, if you've got breath in your lungs, then give Him your praise. If you've got breath in your lungs, then give Him your praise. Sing it in the morning, sing it in the evening. The Lord's been good to me. Sing it on the mountain, sing a little louder. The Lord's been good to me. Sing it in the morning, sing it in the morning, sing it in the evening. The Lord's been good to me. Sing it on the mountain, sing a little louder. The Lord's been good to me. Oh, if the Lord's been good to you, lift up your song, and if He saved you, healed you, then give Him your all. If you've seen His faithful hand through all of your days, if you've got breath in your lungs, then give Him your praise. If you've got breath in your lungs, then give Him your praise. Sing it in the morning, sing it in the evening. The Lord's been good to me. Sing it on the mountain, sing a little louder. The Lord's been good to me. Sing it in the morning, sing it in the morning, sing it in the evening. The Lord's been good to me. Sing it on the mountain, sing a little louder. The Lord's been good to me. Oh, if the Lord's been good to you, lift up your song, and if He saved you, healed you, then give Him your all. If you see His faithful hand through all of your days, if you've got breath in your lungs, then give Him your praise. If you've got breath in your lungs,
then give him your praise. Nou wil ek weet of hier enige kindertjies is hier ergens. Wil julle sommer 'n bietjie vorentoe kom? Hier's 'n spesiale plekkie vir julle. Dan gaan ons lekker almal 'n liedjie saam met julle sing. Ja, hier kom hulle. Julle kan sit of julle kan staan, hoor. Julle hoef nie te sit nie. Hier kom hulle nou. Ja. Gaan julle lekker saam sing? Die liefde van Jesus is wonderbaar, wonderbaar, prys sy naam. Die liefde van Jesus is wonderbaar, so wonderbaar vir my. Okay, nou net die kinders. Die liefde van Jesus is wonderbaar. Ek hoor niks. Prys sy naam. Jesus is wonderbaar, so wonderbaar, prys sy naam. Die liefde van Jesus is wonderbaar, so wonderbaar vir my. Hey, kom ons verheerlik sy naam, kom ons verheerlik sy naam. Die mense verander, maar Jesus nooit. Kom ons verheerlik sy naam. Was dit lekker julle? Was dit lekker? Ag, ek is bly. Ons het 'n lekker verrassing vir julle. Weet julle wat kom nou? Weet julle? Ek kan niks hoor nie. Wat kom? My ore is bietjie doof. Sê poppekas. Julle is reg, hier kom 'n lekker poppekas. Betty, ek is oortuig, ek het die wêreldrekord gebreek. Ek het 7 eiers gevind in 2 minute. Dis oulik, Ben, maar ek het wel 10 gekry. Wat? Dis onmoontlik. Ek was nog so vinnig, ek het rook onder my skoene gehad. Jy is dalk so vinnig dat jy verby alles gehardloop het, Ben. Jy nie mooi gekyk het nie. Ja, maar ek het die beste eier van almal gekry. Die goue eier. En dit is wat regtig tel. 'n Goue eier? Regtig? Wys my. Hy was nou net nog hier. Ek het hom nou net gehad. Ben, het jy hom verloor? Ek het hom verplaas, Betty. Ek het hom nie verloor nie. Hy kan nie weg wees nie. Hy moet hier ergens wees. Dis 'n goue eier noodgeval. Jy moet my help soek. Weet jy wat? Dit laat my aan 'n storie dink. Tensy dat jy laat dink waar ek my goue eier gelos het, wil ek dit nie regtig hoor nie. Ek sal jou nou help, Ben. Maar dit laat my dink aan die paasverhaal.
toe Jesus se vriende na die graf toe gegaan het en hy was net weg. Wag, wat het dan met Jesus gebeur? Het iemand sy liggaam gevat? Sê jy iemand het my goue eier gevat? Dis dalk 'n rassie. Ek vertrou hom nie met sjokolade nie. Ben, Jesus se graf was nie leeg omdat iemand hom gevat het nie. Dit was leeg omdat hy opgestaan het. Jesus was nie weg nie. Hy het lewendig geword. Wow, nou daar is 'n verrassing wat geen paaseier ooit kan oortref nie. Presies, Ben. Die opstanding van Jesus is die grootste geskenk ooit. Jesus het gekom om ons van ons sonde en die dood te red. Maar Betty, wat beteken dit vir my? Ek is maar net 'n seun met 'n verlore eier en 'n hele paar verlore sokkies. Dit beteken dat jy nie verlore hoef te wees nie, Ben. Jesus leef, sodat ons vir altyd saam met hom kan leef. Hy gee vir ons hoop, selfs al is ons hartseer. Of as dinge moeilik is, of as ons sokkies of 'n paar goue eiers verloor. Maar wag, as Jesus se vriende gedink het hy's weg, maar hy was regtig daar, dan is my goue eier ook nie regtig weg nie. Ek het dit gekry, Betty. Dit moes net uit my mandjie uitgeval het, toe ek so vinnig gehardloop het. Ek is so bly, Ben. Ek weet, hierdie eier het ook baie sjokolade binne. En dit maak jou vreeslik opgewonde. Maar Jesus gee vir ons iets baie beter as dit. Lewe, vrede en 'n liefde wat nooit ophou nie. Jo, wow, Ben. Ek sou dit nie beter kon sê nie. Nou dit is iets om oor opgewonde te raak, Betty. Ek gaan steek sommer die goue eier weer weg dat een van ons hardloop maatjies hom kan kry. Dit klink na 'n briljante idee, Ben. Die graf is leeg, Jesus het opgestaan, paaseiers oral, dis die beste dag ooit. Jesus leef! Betty, ek dink ek het bietjie vinnig gepraat. Ek weet nie so mooi of ek hierdie goue eier nie wil weggee nie, man. Ai, Ben, jy het klaar gesê jy sal, so jy moet. Okay, julle kan almal buite toe gaan nou. Nou is dit, ek dink daar's 'n verrassing vir julle daar buite. Ag, Jesus, dit was eintlik. Ons gaan nog so een lied sing voor die preek. Ja, julle kan bly sit en dan sing ons dit en dan gaan jy vorentoe kom. Ek weet verseker dat Jesus leef. Hy het my sonde uit liefde vergeef. Ek was verlore, maar deur sy bloed is daar nou vrede in my gemoed. Hy is my leidsman, hy laat my leef. Hy is oorwinnaar, hy is die Heer. Selfs as ek struikel en ek berou, sal hy vergewe, hy bly getrou. Ja, die wat bedruk is, laat hy weer laat. Vir die wat moeg is, gee hy weer krag. Deur sy genade, liefde en trou, sal hy sy kinders
Hy bly getrou. Sal hy vergewe? Hy bly getrou. Baie dankie aan Lisa en die span. Het julle gehoor hoe mooi kom daai klarinet deur? Pragtig, dankie Jana. Dankie julle almal. Jamal is na 'n hele paar maande vir die eerste keer weer liggaam reg om dromme te speel. Baie dankie. So in die antieke kerk, as hulle gesê die Heer het opgestaan, dan antwoord die gemeente deur te sê, die Heer het waarlik. Oh, julle onthou, wat ons doen dit al 10 jaar. So die Heer het opgestaan. Fantasties. Mimi verjaar regtig vandag. Baie geluk Mimi. Vriende, dis wonderlik dat u op hierdie regte vreugdevolle dag saam met ons kan wees en mag dit sommer net vir jou wonderlike naweek wees om Jesus Christus te vier en dat die Heer opgestaan het. Ek wil graag vanoggend ons skrifgedeelte saam met jou lees uit Lukas 24. So ons gaan hom daar op die skerm lees. Sê, my oë gaan dit maak. Ek lees hom vir jou uit die boodskap vertaling, so dis bietjie meer in 'n narratief storie vorm vertel, en dan my boodskap gaan ek vanoggend nou so bietjie dieper gaan daarmee, maar soos jy my daar wil volg, dan gaan jy lekker hoor en toelaat dat die Heilige Gees met jou praat deur hierdie pragtige storie, wat eintlik ook vandag afgespeel het op hierdie Sondag. Okay, Lukas 24. 2 van Jesus se volgelinge het op daardie Sondag besluit, hierdie ene, om terug te gaan na die dorp waar hulle gebly het. Hulle dorp se naam was Emmaus. So 12 kilometer buite Jerusalem. Mense sê dit Emmaus heel anders in Engels. Hoe sê jy dit? Weet jy? Okay, ek weet ook nie. Emmaus. Maar julle weet wat dit. Hulle kom al die pad uit Engeland uit. En hulle praat Afrikaans. Hulle dorpsnaam was Emmaus, so 12 kilometer buite Jerusalem. Hulle twee was ernstig aan die gesels oor die gebeure van die afgelope week. En terwyl hulle met swaar harte geloop en praat het Jesus by hulle aangesluit. En saam met hulle verder gestap, maar hulle het hom nie herken nie. Wat loop julle so ernstig en praat en hoekom lyk julle so hartseer? Vra Jesus hulle. Kleopas, dis een se naam, hy sê toe vir hom, wat? Ek kan nie glo jy vra so iets nie, jy kom dan nou net uit Jerusalem uit, het jy nie gehoor wat die afgelope naweek daar gebeur het nie? Wat vra Jesus toe? Wel, Jesus van Nasaret, daar die groot boodskapper van God, hy is Vrydag daar doodgemaak. Hy het groot wonderwerke gedoen en met gesag oor God se nuwe wêreld gepraat. Maar toe het die spul godsdienstige leiers, is hom erg nie, toe die kerk gekom en van hom gevang. En daarna is hy skuldig bevind en hy is gekruisig. Ons het so gehoop dat Jesus regtig die groot verlosser van Israel sou wees. En hy het dan vir almal gesê dat hy kom om ons te verlos. Maar hy was verkeerd, want hy is nou dood en hy is begrawe. Ja, vandag is hy al 3 dae dood. O ja, ons het ook nog ander nuus gehoor, wat ons baie omgekrap het. 'n Klompie vroue wat saam met ons vir Jesus gevolg het, was vanoggend vroeg daar by die graf, maar sy liggaam was skoonveld. En hulle kom vertel toe vir ons dat engele daarna hulle toe gekom en vir hulle gesê het, Jesus leef weer. En 'n paar ander mense het toe vinnig na die graf toe gegaan en dit leeg gekry. Jesus se liggaam was daar nie meer nie. Betty en Ben het dit ook nou vir ons vertel. Jesus sê toe vir hulle, ek kan nie glo julle geloof is so klein nie. Hoekom glo julle nie wat God se boodskappers in die Bybel sê nie? Weet julle dan nie van die Messias, God se gestuurde? Hy moes eers kom ly voordat hy na die hemelse woning teruggaan nie. En toe het Jesus stap vir stap vir hulle verduidelik wat Moses en al die ander profete in die Bybel oor hom geskryf het. En later het hulle by Emmaus aangekom en toe sê Jesus dat hy nog verder moet stap. En die twee dadelik gesê, nee wag, kom bly asseblief vanaand by ons oor. Dis net nou donker. En Jesus het ingestem en saam met hulle na hulle huis toe geloop en rukkie later toe die aandete klaar was, het hulle by die tafel gaan aansit.
Jesus vat toe die brood. Hy sê vir God dankie daarvoor en hy deel dit aan hulle uit. Toe gaan die twee se oë skielik oop en hulle herken vir Jesus. Jy het mooi geluister Vrydag. Ek dink toe hy die broodbreek toe sien. Maar voordat hulle nog iets kon sê, het hy verdwyn. Dis waar, het hulle bly vir mekaar gesê. Ons moes uiteindelik al besef het, toe ons net nou so oortuigend uit die Bybel met ons gepraat het, toe hy met ons gepraat het, toe hy vir ons gewys het wat regtig daar staan, het ons harte omtrent opgewonde geklop. En dadelik het die twee opgestaan en vinnig in die donkerte, al die pad 12 kilometer terug na Jerusalem toe gestap. Toe hulle daar aankom, is hulle direk na die plek toe, waar hulle die 11 apostels en al die ander volgelinge van Jesus was. Maar voordat die twee woord kon inkry, sê die apostels en die ander vir hulle, ons het goeie nuus vir julle, Jesus leef. Hy het aan Simon Petrus verskyn. Ons het net sulke goeie nuus vir julle, sê die twee. Hulle vertel toe hoe Jesus saam met hulle kom stap het en hoe hulle hom herken het, toe hy die brood daar in die huis gebreek het. Ek dink vir ons was net tot daar. Net tot daar. Ek gaan net gewoond. So, die gebeurtenis, net verby daai mikrofoon kom, die gebeurtenis, pragtige verhaal, né? Uitstekende verhaal vir vandag. Speel af terwyl hierdie twee manne, Kleofas en sy vriend, twee disippels van Jesus, al die pad daar stap na Emmaus toe, 12 kilometer daar aan die weste kant van Jerusalem. Maar die dinge wat die afgelope naweek gebeur het in Jerusalem, het hulle regtig baie hartseer gemaak. Op 'n manier somme depres laat voel. Hulle is teleurgesteld, want daar was hierdie hoop, daar's hierdie verwagting, en alles wat rondom Jesus van Nasaret, sou gebeur, moes gebeur, nou ewe skielik is daar niks. Hulle is diep teleurgesteld. Hulle het sulke ander ideale oor Jesus gehad, dat hy die ideale verlosser sou wees, wat hulle in die hele Israel sou kom red, dat hy die redder van hulle volk sou wees. En hulle vat al hierdie vroeë beloftes, wat die profeseë almal gehad het, en hulle probeer dit met hulle eie menslike verstand, so bietjie aarde toe te bring, en hulle raak opgewonde, of hulle het opgewonde geraak oor die gedagte, dat Jesus sal kom, en hulle sou vrymaak van die Romeinse juk, en van keiser Caesar, wat op sy marmer troon sit, Caesar Tiberius, en dat Jesus hom daarvan af sou afstoot, en dat hulle beheer sou vat oor al die Romeine, en dat die Romeine uiteindelik sommer hulle slawe sal word. En dit was eintlik die algemene gevoel van almal gewees, dat Jesus die redding sou bring. Hierdie Messias wat gekom het, dat hy hulle sou vrykom maak. Want vreemde nasies het vir soveel jare, het hulle Israel onderdruk, en hulle het gedink, hier is ons hoop, Jesus Christus gaan sy koninkryk kom oprig, en ons gaan almal okay wees, dis die hoop waarin ons kan vashou, en nou is Jesus nie meer daar. So verstaan jy hoekom hulle op hierdie pad van Emmaus so te neergedruk was, so moedeloos was, moeg was, en al die hoop is daarmee heen. Maar selfs die disippels van Jesus het 'n ander gedagte of 'n ander gevoel gedeel oor Christus se koms. Nou kom ek sê dit nou vir jou, en ek sê dit nou baie versigtig, maar dis dalk nie so dat die disippels almal uit volle liefde en oortuiging net vir Jesus kom volg het oor hy die Christus is nie. Hulle het ook maar hoop gehad dat dinge anders vir hulle sou uitwerk, soos hulle die nette en die visse gelos het, was dit nie alles net onselfsugtige liefde nie. Petrus het op 'n stadium na Jesus toe gegaan en gesê, weet jy wat het ons als prys gegee om U te volg? Nou kom antwoord Christus so mooi. Hy sê of jy nou ma of pa of jou huis of jou vriende, selfs jou kinders, of jy jou grond, jou eiendom gelos het om my te volg, is dit soveel beter. Want by my kry jy 'n ewige erfenis en jy kry 100voudig terug van wat jy nie meer het. So Petrus het dalk self 'n paar ander gedagtes gehad. Jy kan dit gaan lees in Matteus 19. Markus 9 kom
die disippels en hulle het 'n gesprek met mekaar oor Jesus, hierdie Messias wat kom. En hulle begin vir mekaar vra in hierdie koninkryk wat die Christus gaan kom vestig, ek wonder wie van ons gaan die grootste wees. Kan jy hoor die gesprekke? Miskien het hulle 'n groot moondheid verwag wat Christus sou bring om te regeer. Dan in Matteus 20 kom die moeder van die seuns van Zebedeus. Hulle is ook volgelinge van Jesus en die moeder kom praat met Jesus en sy sê as u nou u koninkryk kom vestig. Ek wil net vra, kan my een seun aan u linkerkant sit en my ander seun aan die regterkant? Sien nie watter tipe koninkryk het hulle verwag? Johannes 6 vers 15. Die verhaal wat u almal waarskynlik ken, waar Christus kom en hy vermeerder die brood en die visse. En almal eet en net na hierdie wonderwerk sê die mense, nou gaan ons hom koning maak. Dis soos 'n koning lyk. Hy gee vir sy mense kos, hy sorg vir die armes. Ons wil hom koning maak. Hulle wou 'n koning gehad. In Handelinge 1 vers 6. Dan kom praat die mense weer met Jesus, dan vra hulle, is dit nou in hierdie tyd wat u koninkryk gaan oprig? Ons wil die tyd in die dag, is dit nou? Is dit nou terwyl ons leef, gaan hierdie koninkryk kom vestig waarvan hierdie heeltyd praat? Maar Christus het altyd van 'n ander koninkryk gepraat, van God se koninkryk wat eintlik in die harte kom vestig word. Mag u koninkryk kom, laat u wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Maar Christus wou die hartsverandering sien wanneer hy sy inwoning kom maak in sy kinders. Nou, dis met al hierdie gedagtes oor wat Jesus sou kom en hy sou die redder wees en hy sou hulle kom vrymaak, dat ou Kleopas en sy vriend hierdie stowwerige pad na Emmaus toe vat en al hulle hoop is eintlik daarmee heen. Hulle wou net, is jy nog saam met my? Wonderlik. Ek gaan nie lank preek nie, hoor. Hulle wou net uit Jerusalem uit wegkom. Hulle wou wegkom van die plek waar al hulle hoop en verwagting gelê het, waar al hulle ambisie en hulle planne was daar. Dit gaan verander, dit gaan vir ons beter word. Ek weet dit sal beter gaan. Hierdie koninkryk wat ons verwag gaan kom. Christus gaan alles verander. Ons hele lewe gaan verander en daar's vir ons nuwe hoop. Ek weet nie van jou nie, maar ek was al baie keer op daai plek wat ek in omstandigheid is en dan werk niks daaruit nie. Ek het die hoop dat dit sal gebeur. Ek het soveel verwagting gehad en jy hoop en jy droom vir jou kinders, miskien vir jou huwelik, vir jou finansies daar by die werk. En uiteindelik is daar die omstandighede so dat jy voel jy wil net daar wegkom. Want daar's nie hoop nie en daar's nie die verwagtinge wat jy gekoester het gebeur nie daar nie. Jy wil net daar wegkom, jy wil die pad vat. Ek weet nou nie of dit Emmaus toe is nie, maar jy wil ergens heen die pad vat. Net so het hierdie twee Emmaus-gangers gevoel, hulle wil nie langer in die atmosfeer, in die plek bly waar al hulle hoop verydel is nie. En hulle soek 'n ander omgewing. In ons verwarde gemoedstoestand van ons lewe is dit baie keer dieselfde. Wil ons die pad vat, net na 'n ander omgewing, net hier wegkom, want ons voel dit gebeur nie. Petrus het op 'n stadium self so gevoel, een van Jesus se volgeling. En hy sê vir die ander manne, kom ons gaan terug, kom ons gaan vang vis. En die ander ou sê, ja, kom ons gaan vang vis. Partykeer voel dit, jy wil so 'n bietjie teruggaan. Bediening is beslis een van daai plekke, wat jy voel, miskien moet ek maar net omdraai, miskien moet ons weer gaan vis vang. Miskien moet ons net weer teruggaan, want dit gebeur nie vir my. Nou, in hierdie omstandighede, terwyl hierdie twee manne hierdie gesprek gehad het, wat eintlik maar bietjie hopeloos was. Nou hoor gou hierdie sinnetjie, jy kan die gedeelte gaan lees in die vertaling waarmee jy gemaklik is, maar ek kry die idee, Jesus het hulle so 'n bietjie agtervolg. Dalk nou nie verlang nie, want hy het nou opgestaan uit die dood uit, maar ergens daar is hy uit 'n bos uit op dieselfde pad agter hierdie twee manne aan, Kleopas en sy vriend. En hy sluit hom by hulle aan. 15de vers sê, hy is nie daar op die skerm, ek sal vir jou sê, François. Terwyl hulle nog so loop en gesels en hierdie dinge probeer ontrafel, het Jesus self nader gekom en hy voeg hom by hulle geselskap. Dit is altyd lekker as jy weet Jesus is saam jou, né? By jou.
En hy verlang om hulle teleurgestelde harte net so weer bietjie op te beer. Dis wat Jesus wil doen. En ek dink ons het dit vanoggend so ervaar in ons sing, dat Jesus ons harte net so bietjie kom opbeer en vrolik maak. Want die opgestaane Here het by hierdie twee verwarde siele aangesluit. En dit is baie eienaardig, wanneer Jesus nou by hulle aansluit op hierdie pad na Emmaus toe, dan die eerste gesprek wat hy met hulle begin voer is, hy vra vir hulle 'n vraag. Nou moet jy gou bietjie hoor in die karakter van Jesus, wat ons soms mee sukkel, hoor gou wat Jesus doen. Hy vra 'n vraag. Nou, ons stap nou op pad met Jesus, ons weet tog dat Jesus alles weet, né? Dat hy alles van ons al weet. Nou vra hy vir hulle, watter woorde is dit wat julle met mekaar wissel? Waarom is julle so bedroef? Jesus soek net 'n geleentheid dat hulle harte oopmaak. Psalm 139, een van my gunsteling psalms, wat sê dat Jesus alles van ons al weet. Voordat ons praat, weet hy selfs wat ons gedagtes is. Hy weet wat ek dink, hy weet hoe ek voel, en as dit nou daai teneergedrukte, moedelose gevoel is, hy weet alles. Hy weet presies wat in Kleopas en sy vriend se harte aangaan, en hy vra vir hulle, nou maar, wat gaan in julle harte aan? Waaroor praat julle? Jesus soek so, hy so gentleman, soek so 'n plekkie om in te kom en jou hart te hoor. Onthou dit, dat jy, al weet Christus alles van jou, deel jou hart met hom. Vertel hom hoe jy voel, vertel hom wat op jou hart druk. En uit hulle onkunde en hulle ongeloof, is hulle gedagtes gekoppel aan 'n Jesus wat gesterf het, wat begrawe is. Kan jy net gou vir oomliks hier saam met my, net gou hierdie prentjie. Hulle is moedeloos, hulle is moeg, alles het gebeur, al hulle hoop is daarmee heen, Jesus Christus is hier by hulle. Die opgestane Here is hier saam met hulle, by hulle. Hy leef, uit die graf, die hel en die dood oorwin. En hulle loop nog steeds. Ek hou van Jesus se antwoord, soos hy geskryf is in hierdie vertaling. En Christus sê vir hulle, o, hoe sonder begrip is julle, en hoe traag van hart is julle, om alles te glo wat daar staan. Maar so, tik op die skouer, hy Kleopas, ek het opgestaan, is ek, jy weet het mos, die Bybel sê so. Nou, dis vir ons baie maklik, as ons nou van hierdie kant af kyk, en te dink, ou Kleopas, jy was dom. Hy het dan nou gesê, hy gaan 3 dae later weer opstaan, en dit is Sondag. En jy stap op hierdie bedroefde, stowwerige pad, 12 kilometer ver, sonder hoop, sonder moed, Christus is dood. Meantime is hy dan by jou. Maar ek wil dit net gou so 'n bietjie aarde toe bring. Ons is maar gereeld daar. Op daai stowwerige plek, moedeloos, hopeloos, hoe gaan ek ooit hier uitkom? Hoe gaan die Here ooit voorsien? Hoe gaan die Here ooit help? Ek weet nie of ek dit kan maak nie. Waar is die Here? Hy het opgestaan, hy leef. Hy's Immanuel, hy's by jou. En ek dink, in my eie lewe, het ek gedink, miskien het die Here ook maar al 'n paar keer gesê, ai, Jehovah, hoe sonder begrip is jy, en hoe traag is jou hart om te glo wat daar staan in my woord. Waarom is ons so traag om te glo dat hy leef, dat hy wil help, dat hy sal sorg, dis sy belofte, dat hy sal deurdra, dat hy saam met jou is, en as jy gebroken is van hart, is hy daar, as jy swak is, dan maak hy jou sterk, as jy hulp nodig het, is hy jou hulp, is jou krag, as jy herder nodig het, is hy jou herder, hier staan dit, dis sy bewys, en is asof ek Christus weer so in my voorbereiding kom hoor, wat net vir my sê, maar dis daar, hy het opgestaan, hy leef. Moet nie traag wees om die beloftes van God te glo wat in sy woord is nie. Want sy woord is waar, gister, vandag tot in alle ewigheid dieselfde, dis vir my en jou, en Jesus kom en hy begin die woord uit te lê met hierdie twee manne.
En dan sê hulle op 'n stadium nou daar by die ete, dan sê hulle maar, was ons harte nie brandend toe hy die woord met ons gedeel het nie. 'n Ander vertaling sê, ons harte was vuur en vlam en ons was so bly toe hy die woord met ons gedeel het. Lekker om jou te sien, Bertus. My aandag is hier, ek is net partykeer bietjie afleibaar. Vriende, dis nodig dat Christus met jou praat. Ek wil nou gou op hierdie opstandingsdag net vir jou so 'n bietjie wakker laat skrik. As jou Bybel toe is, en nie 'n plek in jou hart en in jou lewe het nie, dan gaan Jesus se stem stil wees. Jy gaan op jou stofferige straatjies bly loop, al die pad weg van waar daar geen hoop is, en waar daar geen antwoord is, en waar daar geen ambisie is nie, en waar daar geen drome is nie, as God se woord toe is. Hy wil met jou praat, en hy praat met ons deur sy woord. So maak dit weer oop, maak dit lewendig in jou lewe. Kosbare vriend, as ek sê Andrei, hoeveel Andreis is hier vandag, kan ek net die hand sien? 1, 2, 3, 4, is baie anders. 'n Goeie vriend van my, Andrei, vertel hoe hulle gisterand net weer gebid het, woord gedeel het, met mekaar geshare het. As jy wil hê, jou omstandighede, daar waar jy nou is, op die stowwerige strate, moet verander, kry die woord lewendig in jou lewe. Dis so nodig, en deesdae, ek lees baie meer op my selfoon, en ek glo glad nie, ek gaan nie helemaal mis daaroor nie, maar daar is soveel vertalings op my selfoon, so ek het die woord altyd by my, en ek sal elke dag daarin lees, en verwys, as jy dit begin ken, dra dit jou deur. As jy moedeloos is, en jy weet, ek kan hieraan vashou, dan gaan die Here my krag gee, dit help. En ek sê nie, gaan leer die goed uit jou kop uit, maar as jy dan ook kan doen dit gaan jou help, dit gaan jou lewe verander, as ek ten minste weet, wat het ek nou nodig om te lees, dat God sy woord aan jou oopmaak. Ek wou dit net weer daar vir julle sê, want die Here herinner ons en sê, kom, moenie so traag wees van hart nie, moenie stadig wees nie, het staan daar, die beloftes is daar. Jesus kom vertel vir hulle alles. Ek net vir 'n oomblik, ek wonder wat het Jesus als gedeel. Ek wonder wat se skrifte het hy oopgemaak van die profete, net om hulle te herinner, wel, hy leef. En as Jesus self wat dit sê, is net vir my gedagtes gaan na wonderlike plekke, as ek dink hoe Jesus en hierdie twee manne daar op die pad gesels het, uit die woord uit. Dis kort na sononder, en hierdie twee reisigers bereik hulle bestemming. Hier is nog so 'n karakter van Jesus wat vir my so 'n bietjie uitgestaan het. Weet jy wat doen Jesus? Hy maak asof hy wil verder gaan. Noem maar boy, ek sien julle is nou hier. En hierdie twee sê, nee, maar Jesus, dit is dan nou amper donker, kom bly by ons, kom vanaand hier. Vriende, ek en jy weet, die opgestaane Here, sy hemelvaart het gesê, nou is God se gees saam met ons, hy is nou Immanuel, God by ons die hele tyd. Maar kan jy stap gereeld of dikwels by 'n plek en dalk 'n moeilike vergadering, dalk by die huis, dalk in 'n huwelik en is 'n swaar middag. Weet jy wat moet jy doen? Nooi vir Jesus net in. Sê, kom Here, ek het U nou hier, hy's daar. Hy's daar by hulle, hy's by Kleopas en sy vriend. En hulle sê vir hom, kom Jesus, kom in. Vir die wat nog nooit vir Christus ingenooi het nie, onthou Openbaring 3 sê, hy staan by jou hart se deur en hy klop, hy wil inkom. Hy wil kom feesmaal hou saam met jou. Hy wil kom brood breek saam met jou, sodat jy sy wonde kan sien en weet, vir jou is daar ook 'n prys betaal. Jy is ook sy eiendom. So vir my het die vraag eintlik opgekom, it raised the question, wanneer openbaar Christus hom aan ons? Nou ons weet nou die verhaal, wanneer het Christus hom aan hulle openbaar. Hulle harte was nou vol ongeloof op hierdie stowwerige pad daarna Emmaus toe. En Jesus het hom nie self aan hulle daar openbaar nie. Maar toe hulle hom innooi, toe hulle kalm raak, toe hulle rustig raak,
En Nick, ek sien kos het 'n rol gespeel. Ek hou altyd daarvan om kos te maak, né, en kos te eet. Maar kos het 'n rol gespeel. Toe die tafel gedek is en hy die brood breek, toe openbaar Christus hom aan hulle. Ek wil gou vir jou sê, ek kan nie vir jou sê God sal nie in jou gejaag en in jou gehardloop homself aan jou openbaar nie, want hy kan enigiets doen. Maar ek dink dit is nogal 'n bietjie belangrik om stil te word. Ek dink dit is belangrik om te pause. Ek onthou, ek het dit net so raak gelees in my voorbereiding, toe Samuel met Saul praat, toe sê Samuel, die profeet, op 'n stadium vir Saul, kan jy net stil staan, sodat jy kan hoor wat God vir jou wil sê. Nou wil ek amper vanoggend vir julle sê, kan jy net stil word, stil staan, ergens gaan sit, ergens 'n plekkie maak, ergens die woord oopkry, en dan kom Christus, wat in elk geval by jou is, en hy kom openbaar hom in sy heerlikheid. Toe ek groot geword het, is daar mense wat die evangelieliedere ken. Ja. Het ons 'n lied gesing en dit was altyd so gunsteling lied van my. Ek gaan hom nie probeer sing nie, maar Albert, jy gaan dit nou baie mooi onthou. As ek sit aan Jesus voete en ek dink aan al my weë, dan voel ek sy troue liefde dwing my om my oor te gee. En ons was so versie wat ons altyd by vasgehaak het in ons jare, dan jy nou 300 keer gesing. Sê, gee my Heer die gees van Jesus, skenk my ook sy heiligheid, mag ek toon ek was by Jesus, hy is my geregtigheid. At the feet of Jesus, ek weet nie wat is die Engelse woord, as ek sit aan Jesus voete. Ons het so nodig om by hom te sit. Ons kan hierdie vier, en ek sê vanoggend vir die band en die span wat gewerk het, eintlik kan ons menslike verstand nie die opstanding regtig begryp nie. Ja, ons hoor, as Lisa sê, hy leef, en nou kan ons leef, en Betty en Ben, of wie hulle almal daar in die kas was, hulle sê, hy leef, en ons weet dit, en ons sê dit ook, van hy leef, en yes, hy leef. As ons dit regtig begryp het, dink ek het ons op hierdie sitplekke gespring en te kere gegaan en saam met daai lied, I'll sing it in the morning, I'll sing it in the evening. Ek wil mal raak oor die gedagte dat Christus leef en hy leef in my en dit het my hele lewe kom verander en ek was dood as gevolg van die sonde en die misdade, maar God het my lewendig gemaak omdat Christus uit die dood uit opgestaan. Hy het opgestaan en hy leef. Ek sluit vandag met 1 Petrus 1 vanaf vers 3 tot 6. Hy is op die skerm. Hoor gou hierdie mooi gedeelte en vanmiddag, dalk as jy ergens gaan stil word of rustig is, gaan lees weer 1 Petrus 1, sommer daai hele gedeelte. Petrus skryf en sê, alle eer aan die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat, en hierdie ken ons sonder dat ons dit verdien het hy sy ontferming aan ons betoon deur die proses te begin, wat op ons wedergeboorte uitgeloop het. Deur die prys aan die kruis is ons nuut gebore, nuwe mense gemaak, Christus nou in ons. Nou, dan gaan die skrif aan, nou het ons regtig hoop, omdat Jesus Christus uit die dood opgestaan het. God het inderdaad 'n kosbare erfporsie vir al sy kinders. Is dit nie wonderlik nie? 'n Ewige erfenis, wat vasgemaak is by God, 'n ewige lewe saam met hom. Ons het 'n ewige kosbare erfporsie, en hierdie erfporsie kan nie tot niet gaan of besmet word of verwelk nie. God hou dit veilig by hom, en God sal ook julle deur sy krag veilig bewaar, sodat julle die verlossing sal ontvang, deurdat julle op hom vertrou. Julle verlossing sal in die eindtyd vir almal sigbaar word. Hieroor kan julle baie bly wees, en moet die baie beproewings julle vir 'n rukkie lank laat swaar kry. Ons woon hier, ons leef hierdie lewe, ons voel hom baie keer, maar niks vergelyk met die erfporsie en die heerlikheid wat as gevolg van die opstanding van Jesus Christus uit die dood uit ons almal se lewe kom verander het. Ek wil gou 'n storie vertel. Laaste storie en dan sluit ons af. Na die storie is ek klaar, Lisa.
Daar was 'n man, hy het 'n vreeslike van gehad, Jack Worm, regtig soos Jack Wurm. Hy was sonder geld en hy was werkloos geweest. En op 'n dag stap hy die kronkelpad langs die strand in San Francisco en hy sien daar op die strand, dit klink soos 'n mooi movie, maar hierdie is waar, jy kan dit gaan Google, sien hy 'n bottel wat geseël is met 'n prop en daar's 'n briefie binne in die bottel. Hy tel die bottel op, verwyder die kurk en hy lees die laaste testament van Daisy Singer Alexander. Onthou julle die Singer naaimasjiene? Is nou bietjie voor ons tyd, as jy nog 'n groen ID-boekie het, gaan jy hom onthou. Ouma daar gesit, sy het hom of getrap of iets, maar hy het gewerk. So Daisy se laaste testament is in hierdie bottel. En hier is die briefie se woorde. To avoid any confusion, I leave my entire estate to the lucky person who finds this bottle, and to my attorney, Barry Cohen, share and share alike. En Jack was baie gelukkig, want die howe het hierdie teorie aanvaar, die nota is 12 jaar gelede, in die Theemsrivier in Londen, het sy die botteltjie op sy vaart gestuur. Nou, dis 'n hele paar jaar gelede, en sy geluk was toe $6 miljoen op daai tyd, en baie aandele in die Singer. Bestaan daar nou nog singers dan nie? Ja, hier is 4 singers hier bo op die. Die storie is nie regtig van toepassing nie, maar ou Jack was 'n geldarm, brandarm man en hy was die volgende dag 'n multimiljonair. En toe hy doodgaan kon hy niks saamvat. Nou kies ook hoeveel nulle dit toe nou werd is. Dis die verskil tussen my en jou. Die opstanding, en dit kan nie vergelyk word in randwaarde nie, maar die opstanding van Christus, ons wedergeborenheid in Christus, wat ons nuwe mense gemaak het vir ons 'n erfporsie kom vasmaak in die hemel vir ewig en vir altyd saam met Christus. Ek wil vir jou 'n ander vertaling lees, ek glo nie ek het hom daar nie, maar 1 Petrus 1 vers 3 tot 4 as hy daar is. In sy groot barmhartigheid het hy ons 'n nuwe geboorte gegee tot 'n lewende hoop, en alles deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood uit. En hierdie erfdeel sal nooit verlore raak nie, sal nooit vervaag nie, want dit word in die hemel bewaar deur God. So, nou wil ek vir jou vra, en hiermee sluit ek. Probeer in jou gedagtes vandag te dink aan 'n ewige lewe, as gevolg van die opstanding. 'n ewige geluk en vrede, ewig, as gevolg van die opstanding van Jesus Christus. 'n ewige dankbaarheid, as gevolg van die opstanding van Jesus Christus. En ewige wins, want ons is sy eiendom, en niks kan ons uit sy hande uitruk. Die prys wat betaal is, Vrydag, Sondag het gekom, Christus het opgestaan, en dit maak dat ons sy eiendom is. Is jy bly daaroor? Kan jy probeer dink vanmiddag, as jy hierdie opstanding beleef, hoe gelukkig dit jou hart kan maak, jou lewe kan maak, jou denke kan maak, alles anders kan maak. So, daar's 2 keuses wat ons het. Ons kan dink ons is sonder hoop, en ons is verlore, en daar's nie hoop vir my huwelik, of my finansies, of vir my lewe, of my werk, en vat die stowwerige pad ergens heen, ek wil net wegkom van hier af. Of ons kan soos hierdie ouetjies maak. Dink net, hulle het nou net 12 kilometer gestap, nou hardloop hulle 12 kilometer terug. Dis 'n hele halwe marathon vir die wat hardloop, nee. Ek dink al was vlekkies onder hulle voete, want hulle het goeie nuus gehad. Kom terug by die Here. Vind daar die vreugde van sy opstanding, van die God wie hy is. In jou lewe, in jou geloofslewe, in jou verhouding, en alles, want eintlik al wat Christus kom doen is. Hy kom sê vir jou, jy is my geliefde kind. Ek
het 'n duur prys betaal vir jou, vir elkeen. En moenie verward rondkyk nie, want ek is eintlik net nie by jou. Ek is regtig by jou. Dis wat Christus doen. Mag u regtig daardie vrede beleef. Maar hulle speel vir ons 'n lied. Hulle sing om, jy kan saam sing, maar sit sommer net so in. Beleef op 'n oomblik net hier die ewige vrede wat God ook vir jou bring, sy geliefde kind. Dankie Lies. And I've heard the propaganda. I've heard the lies they whispered to my soul. That I've been forsaken and I'll always be forgotten. No matter what I do, it's not enough. As it opened up the heavens, reminding me of who I've always been. I am your beloved, you have bought me with your blood. And on your hand you've written out my name. I am your beloved, the one the Father loves. Mercy has defeated all my shame. There's no accusation or any condemnation when I look into my Father's eyes. They don't see my sin, they only see the redemption. And this is how my heart has been defined. I can hear a voice that is louder than the thunder, reminding me of who I've always been. I am your beloved, you have bought me with your blood. And on your hand you've written out my name. I am your beloved, the one the Father loves. Mercy has defeated all my shame. You're the one who knows me best, is the one who loves me most. There is nothing I have done that could change the Father's love. Oh, the one who knows me best is the one who loves me most. There is nothing I
wonderlike geliefde broer en suster, kinders van die Here, diergekooptes, gaan in die vrede van ons God en hemelse Vader. En weet dit dat Jesus, wat die volle prys betaal het, by jou is, saam met jou is, deur sy Gees wat in jou woon. U gaan in vrede. Die Heer het opgestaan. Amen. Prys die Here. Sien jou nie volgende naweek nie. Dani Matthee preek vir ons aanlyn die naweek wat kom. 'n heerlike tyd. Totsiens.